Ek lees vir ons vandag uit Romeine 8, vers 26 tot 30, uit die Afrikaans 2020 vertaling. Dit is God se woord. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Vriende, goeiemôre. Dit is 'n groot voorreg om vanoggend hier te staan, om saam na God se woord te kyk. My naam is Stefan Trieter. Ek is een van die predikante hier by Ligpunt, vir die van julle wat my nie ken nie. En vandag skop ons 'n nuwe reeks af, 'n kort 3 weke reeks getiteld Waarheid of Wolhaar. Ons gaan kyk na 3 Christen klisjées. Die prentjie wat by julle in julle gedagtes moet inkom, is 'n wolf in skaapklere. Dis 'n ding wat sag voorkom, 'n ding wat onskuldig mag lyk, maar hy het slagtande. Hy kan groot skade berokken. Elkeen van die 3 klisjées wat ons nog gaan kyk in die volgende 3 weke is soos dit. Daar's 'n element van waarheid in. Dit klink goed, maar dikwels hoe ons dit dan gebruik in gesprek met mekaar kan uitloop as ons nie versigtig is nie, tot groot skade. En so waarheid of wolhaar. Kom ek bid vir ons en dan skop ons af met vanoggend se tyd saam in sy woord. Kom ek bid vir ons. Ons hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir hierdie geleentheid. Here, dankie dat U so genadig is. Here, dat U ons week in en week uit nooi om U woord onder die woord te sit, Here, dat U ons saam nooi as 'n gemeenskap. Here, ons het 'n begeerte om iets van U glorie te sien vanoggend. Here, ons het 'n begeerte dat U ons harte kom verander. Here, elkeen van ons het swaar kry wat ons teekom elke week. En so Here, sal U asseblief ons ook kom ontmoet in swaar kry, in die unieke dinge wat U vir ons gegee het. Dis soos wat ons na U woord kyk, praat met ons. Deur U Gees maak ons harte sag om U waarheid te sien vanoggend. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, almal van ons was al in 'n situasie waar 'n vriend of vriendin na ons toe kom en hulle deel moeilike of swaar nuus met ons van iets waardeur hulle gegaan het. Kyk saam met my of dink saam met my in jou gedagtes, sien daai prentjie raak van 'n vriend of 'n vriendin wat na jou toe kom om met jou te kom praat en te kom deel, hoorie, ek het my werk verloor of ek het nou net sleg beklei met my man of my vrou of ek is moedeloos as gevolg van hierdie dinge in my lewe. In daai oomblik wil ek en jy 'n goeie vriend of vriendin wees vir die ander persoon. Maar wat sê jy? Wat sê jy vir daardie ander persoon? Dikwels weet ons nie wat om te sê nie. So een van ons opsies wat ons het, is ons kan na ons sakkie van klisjées toe gaan en ons krap daar rond, ons kyk wat ons daar vind en ons haal iets uit die hoed uit. Iets soos wat jou nie doodmaak nie, maak jou net sterker. Okay, nie daai een nie. Wat van hou die blinkkant bo? Nie behulpsaam nie. Okay, kom ons gaan, soos wat ons vandag nog gaan kyk, kom ons gaan met alles gebeur met 'n rede. Vriende, ek grap natuurlik, nie een van ons doen dit so nie. Elkeen van ons wil op 'n daadwerklike manier omgee vir ons vriend of vriendin.
En elkeen van ons was al vasgevang in daai ongemaklike situasie, daai ongemaklike stilte wat ons gryp na woorde en dan dikwels gryp ons na sentiment of een of ander betekenisvolle gesegde. Elkeen van ons dink ek het al daai woorde gebruik, elke ding gebeur met 'n rede, of ten minste het iemand dit al vir ons gesê. Vandag wil ek na God se woord toe kom, en ek wil hê ons moet die vraag vra, gebeur alles werklik met 'n rede? Is dit behulpsaam om hierdie gesegde te gebruik in ons daaglikse lewe? En wat is dalk 'n beter manier as hierdie kliseë? En so die struktuur wat ons vandag nog gaan kyk is, 1, ons gaan 'n bietjie gesels oor die kliseë. Tweedens gaan ons saam kyk na die evangelie. En derdens die toepassing daarvan. So ons skop af en ons begin praat oor die kliseë. Die kliseë is waar, maar gevaar. Kliseë. Die eerste ding wat ek nou hê ons moet nog kyk is die goed en die sleg van hierdie kliseë. Wat waar is ons gebruik hierdie woorde want ons wil opbouend wees, ons wil bemoedigend wees teenoor ons vriend of vriendin. En so, ons wil vir hulle waarheid vertel. En ons weet, daar is 'n element van waarheid in hierdie gesegde. Ons weet alles gebeur met 'n rede. Aan die een kant is dit omdat ons glo dat daar 'n God is. Hy is in beheer en so op 'n manier is hy betrokke in hierdie situasie, selfs as ons nie verstaan nie. En as ons terugkyk op swaar kry, dan kan ons gereeld terugkyk en ons kan sien, hier het ek 'n ding geleer. Soms kan ons nuwe betekenis gee aan die verlede se swaar kry. Maar nie altyd nie. Soms verstaan ons net eenvoudig nie. En so hierdie woorde, alles gebeur met 'n rede, is baie vaag, nee. Dit gly so uit ons hande uit. Dit beteken nie veel nie. Ek dink as ons dit sê, een van die maniere hoe dit kan oorkom is as 'n glorified, stel jy voor, jy kom by 'n noodsorg by 'n hospitaal aan met een of ander pyn wat jy ervaar. Die dokter stap in en hy sê vir jou, alles gebeur met 'n rede. Hy is reg, maar dit is glad nie hoekom die dokter daar is nie, nê? Dit is glad nie wat jy nou op hierdie oomblik nodig het nie. Daai stelling help jou niks nie. Wat jy nodig het is die dokter wat by jou kniel, jou ondersoek en die werk van genesing begin. En so hierdie gesegde is regtig onbehulpsaam vir die mense rondom ons, want aan die een kant kan dit die persoon se lyding verkleineer. Dit gee nie veel betekenis aan hulle situasie nie. En dit voel amper asof jy net wil vinnig aanbeweeg van die gesprek af. Okay, ek het gehoor jy het met my gedeel, jy gaan deur swaar kry. Kom ons praat oor iets anders. Aan die ander kant, vereenvoudig hierdie gesegde, die lewe, deur om voor te gee asof alles 'n baie duidelike oorsaak en gevolg moet hê, en dat ons dit op 'n stadium sal sien, dat ons die oorsaak en gevolg sal sien. Maar Prediker 1 sê vir ons, alles te vergeefs, sê die prediker, alles te vergeefs. Dit is alles te vergeefs. Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son? Wat die prediker vir ons sê is, soms verstaan ons net nie. Soms weet ons net glad nie hoekom alles gebeur nie. Soms voel dit vir ons te vergeefs of sinneloos. En dit is onbehulpsaam vir ons om die probleem van lyding en swaar kry te probeer oplos met hierdie kliseë. Vriende, die evangelie gee vir ons 'n baie beter antwoord op swaar kry. Dit gee vir ons 'n baie beter antwoord oor hoekom die wêreld is soos wat dit is. Nou, die Here beloof nie vir ons dat
hy vir ons antwoorde gaan gee in die spesifieke swaar kry waardeur ons gaan nie. Dat hy spesifiek sê wat hy met hierdie ding gaan doen nie. Ek dink 'n voorbeeld daarvan wat ons in die Bybel sien is die hele boek van Job, nê. Job is 'n man wat deur baie swaar kry gegaan het. En hy verstaan nie hoekom nie. Hy het nie agter die skerms ooit kon sien waarmee God besig was nie. Maar vriende, nêrens in die Bybel maak God lig van swaar kry nie. Inteendeel, die Christen geloof is die enigste geloof wat op so 'n radikale en konkrete manier ons swaar kry en ons seer aanspreek. Wat ons kom ontmoet wanneer ons seer het. En so, ons wil nie, as ons daar op die bankie sit saam met ons vriend, default na woorde wat ons dink vir hulle inspirasie kan gee nie. Ons wil default na wat sê God se woord vir ons in hierdie situasie. Ons het 'n dieper waarheid nodig om aan vas te hou. En so, ek wil graag hê ons moet wegbeweeg van die kliseë af. En ek wil hê ons moet nou stil staan by die evangelie waarheid. Die groter storie wat vir ons gegee is en wat ons harte kan bemoedig. En so dit is die tweede deel van vanoggend se preek. Die evangelie, die groter prentjie. As ek die evangelie waarheid kan opsom vir ons hier, wat ons moet raak sien, is dat ten midde van die chaos en die gebrokenheid van hierdie wêreld, te midde van die skepping wat kreun van verlange, te midde van ons swaar kry, waar ons uitroep vir verlossing, kom Jesus dan en hy tree in hierdie wêreld in. Jesus Christus, die Seun van God, tree in ons gebrokenheid in. Dit is die storie van die Bybel. Die eerste bladsye van hierdie Bybel wys ons dat God die een is wat die wêreld geskep het. En hy het dit goed geskep. Sien ons in Genesis 1. Maar Genesis 3 vertel ons dat die mens hulle rug op God gedraai het. Die mens het gerebelleer teen God. En as gevolg van daai besluit van die mensdom, het daar sonde en swaar kry in die wêreld ingekom. Gebrokenheid. En so dinge is net nie so eenvoudig soos wat ons wil hê dit moet wees nie. Ons kan net eenvoudig nie die swaar kry van hierdie lewe verstaan nie. Maar terselfdertyd, in Genesis 3, skop God 'n reddingsplan af, om hierdie mensdom wat teen hom gerebelleer het, te kom verlos. En vriende, die res van die storie van die Bybel vertel dit, en dit loop uit na Jesus toe. Dit kom alles neer op die Here Jesus Christus. Jesus verduidelik nie net bloot swaar kry van 'n afstand nie. Hy kom tree dit binne, hy voel dit self. Die tweede persoon van die drie-eenheid neem swaar kry op sy eie liggaam. En hy kom huil met die wat huil. Ek wil hê ons moet iets van hierdie raak sien met ons eie oë in vanoggend se teks. En so kan ek julle uitnooi, maak julle Bybels oop by Romeine 8. Kom ons kyk wat God te sê het vir ons in sy woord. Ons is in Romeine 8. Romeine 1 tot 7, as ek dit moet opsom, verduidelik kortliks juis hierdie argument wat ek nou gegee het. Die wêreld staan skuldig onder God se oordeel. As gevolg van wat Adam en Eva gedoen het en as gevolg van ons harte wat eintlik maar net dieselfde is, ons rebelleer teen hom. Maar God wys dan sy liefde vir ons, dat hy sy seun gestuur het om vir ons te kom sterf, terwyl ons nog sondaars was. En daarom kan ek en jy nou, die wat in geloof en bekering na Jesus toe gekom het, lewe in afhanklikheid van die Here Jesus en afhanklikheid van die Gees. So dit is die argument van Romeine tot op hede. Kom ons lees dan nou saam. Hy begin dan vers 28 met hierdie bemoediging. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Sien julle weer, swakheid is deel van die storie.
Swakheid is 'n realiteit van ons menslike bestaan. Weens die gebrokenheid in hierdie wêreld, het ons hulp nodig. Elkeen van ons. Sit jy vanoggend hier, voel jy jou swakheid? Voel jy dalk teleurgesteld in jouself? Voel jy die frustrerende onvermoë om te lewe in die manier wat jy graag wil lewe? Om te lewe in die manier soos wat jy weet die Here jou na toe roep. Voel jy daai swakheid vanoggend? Romeine 8:26 sê vir ons, dit is juist die plek waar die Gees ons kom ontmoet. Die derde persoon van die drie-enige God kom help ons in ons swakheid. Die res van die gedeelte sê dan hoe dit gebeur. Kyk verder saam met my. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self in vir ons met versigtings wat nie verwoord kan word nie. Ons skiet so ver kort, julle. Ons weet nie wat ons kort nie, maar God die Gees self verstaan ons situasie en hy weet hoe om dit uit te druk waar ons nie reg kry nie. Vers 27 sê vir ons dat die Gees intree vir ons as gelowiges volgens die wil van God. En vriende, hierdie is iets wat ons aan kan kou, soos wat ons in ons swaar en in ons seer sit. Wanneer ons nie woorde het nie, of omdat die lyding te groot is, of omdat ons in hierdie ongemaklike posisie is waar ons nie weet hoe om ons vriend te troos nie, selfs daar tree die Gees vir ons in. Hy sien die volle prentjie, wat ek en jy nie kan sien nie. Hy weet wat ons nodig het, hy weet waarvoor om te bid, selfs as ons nie doen nie. En dit is dan in hierdie wonderlike realiteit wat ons die bekende woorde van vers 28 lees. Vers 28 sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Vers 26 sê vir ons, daar is dinge wat ons nie weet nie, maar vers 28 sê vir ons, hier is 'n ding wat ons kan weet, hier is 'n ding wat ons met sekerheid kan sê, God sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. In lig van die Here Jesus Christus, as ons hom sien wie hy is dit vir ons 'n anker in die storms van swaar kry. Hy is in beheer. Hy is bo hierdie gebrokenheid en die lyding. Hy staan oor dit. En hy sal dit gebruik vir sy goeie doeleindes, vriende. Hy sal, niks kan hom van sy plan afvat nie. Nou, ons moet verstaan dat ons nie noodwendig in die nabye toekoms, in die hier en nou gaan verstaan hoekom dinge uitspeel soos wat dit doen nie. Dink aan die storie van Josef in die Ou Testament. Sy broers wou baie graag hom doodgemaak het, hulle het hom in 'n put gegooi en toe het hulle hom in slawerny verkoop. Maar God het bo hierdie storie gestaan en hy het gewys dat hy bo hierdie swaar kry is en dat hy iets wat iemand bedoel het vir die kwaad kan gebruik vir die goed. Kan gebruik om Josef en sy familie te red en die hele Egipte te seën aan die hand van hierdie slegte daad wat aan hom gedoen is. Maar as ek en jy hierdie storie lees, ons kan dit lees in 'n aand. Dit is maklik vir ons om te vergeet dat daar 13 jaar afgeloop het tussen wat Josef in slawerny verkoop is en totdat hy by Farao in Farao se paleis was. 13 jaar wat Josef se lewe net eenvoudig nie sin gemaak het nie. Dit is 'n ongelooflike lang tyd, nê? Nee. Vir ons kan dit selfs langer wees, soos wat dit in ander mense van die Bybel is. Hebreërs 11, ek het dit nie op die skerm nie, maar hierdie woorde praat van gelowiges wat hulle lewe gelewe het. Hebreërs 11 vers 13 sê, in geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit
die verte gesien en geglo en begroet. En hulle het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde was. Dis die perspektief wat die boek van Hebreërs vir ons wil gee. Ons het nie die beloftes dat ons noodwendig aan hierdie kant van die ewigheid kan verstaan hoekom ons deur swaar kry gaan of hoekom ons vriende deur swaar kry gaan nie. Maar ons het die belofte dat hierdie swaar kry nie ons tuisland is nie. Ons het die belofte dat ons vreemdelinge en bywoners op die aarde is. Ons het die belofte dat God in die hier en nou, hierdie wat ons deurgaan ten goeie laat meewerk. En ons kan vertrou in hom in dit. Ons sien iets verder van hierdie goeie doel van die Here met ons swaar kry in die volgende vers. Kyk saam met my vers 29. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. Hier's vir ons 'n verdere, baie duidelike doel met lyding. God het besluit dat die wat in geloof en vertrou in hom toe kom, hy meer soos Jesus wil maak. Hy meer soos Jesus gaan maak. En so daarom selfs die lyding en die swaar is nie nutteloos waardeur ons gaan nie. God gebruik dit om ons te vorm. En ons weet nie hoe dit werk nie, vriende. Ek dink die wêreld kan inkyk op die storie van ons lewens en ek dink vir ons sê dat ons lewens soos mislukkings lyk. Ons stories het nie noodwendig die silwer randjie aan hierdie kant van die ewigheid nie. Maar die Here is besig om ons te maak meer soos Christus. Die pottebakker is besig om ons te vorm om meer soos sy geliefde seun te lyk. En so Paulus eindig vers 30 en hy sê, en diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Nou, ons het nie genoeg tyd vandag om na al hierdie wonderlike waarhede te kyk en by stil te staan nie. Maar wat ek wil hê, ons moet terugstaan en ons moet sien vanuit hierdie woorde, God is besig met 'n groter storie. God is besig om 'n goeie en groot storie te skryf. En die waarborg vir ons is dat daai storie eindig in heerlikheid, in glorie. Einde vers 30. Ons storie eindig in vreugdevolle heerlikheid wanneer ons die Here Jesus Christus gaan sien terugkom. Waar ons vir ewig saam met hom gaan lewe in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Maar tot en met dan, vriende, is ons buitelanders en vreemdelinge. En tot en met dan lewe ons in geloof en hoop op hierdie waarheid van die Here Jesus. En so dit is die evangelie waarheid, dit is die groter storie. Die laaste ding wat ek wil hê ons moet nog kyk in vanoggend se preek is die toepassing. Nou hoe vat ons hierdie by mekaar en praat met die persoon langs ons, praat met ons vriend op die bankie wat swaar kry. Hoe kan ons hierdie dinge toepas op 'n manier wat behulpsaam is vir ons en raak aan hierdie dieper waarheid, hierdie glorieryke waarhede wat ons vriend of onsself so brood nodig het. Ek wil graag vir ons 2 beginsels deel. En dit is baie eenvoudige beginsels. Die eerste is in ons swaar kry, kom ons trek nader aan God. In die midde van ons swaar kry, kom ons beweeg nader aan ons Here, ons God. Romeine 8 vers 26 sê vir ons baie duidelik, daar is dinge wat ons nie weet nie, daar is dinge wat ons nie verstaan nie. En dit is juis hoekom die Gees kom en hy tree in vir ons. Ons moet bely dat die Here soewerein is. Ek en jy is nie soewerein nie. Ek en jy is nie almagtig nie. Ons het hulp nodig. Ons het tekortkominge.
Ons moet ons eie swakhede bely. Vriendin, as jy hier sit en jy kry swaar, hoor dat dit oukei is. Dit is nie 'n vreemde of 'n unieke ding wat met jou gebeur as jy deur swaar kry gaan nie. Dit is oukei om in 'n seisoen te wees van rou of van hartseer. Dit is juis in daardie plek wat die evangelie wil diep praat met ons harte. Ons wil vertrou in die Here Jesus Christus, selfs wanneer ons hom nie sien nie. Hy het 'n doel met lyding. Selfs as ons nie dit verstaan nie, wil ons vertrou. En as ons agterkom dat ons sukkel om te vertrou op die Here Jesus Christus, dan gaan praat ons met hom. Ons bly nie stil in ons twyfel nie. Ons het vrymoedigheid om met hom te gaan praat daaroor. Dit is soos enige verhouding, julle. Soos wat ons agterkom, ek het regtig 'n probleem in my verhouding met hierdie persoon. Die oplossing is om met daardie persoon direk te gaan praat. Dit gaan glad nie help as ons met iemand anders gaan praat om te probeer hierdie verhouding te herstel nie. Soortgelyk, as ons twyfel in die Here se liefde en ons twyfel in sy goedheid, ons is selfs kwaad vir hom, het ons nog steeds die vrymoedigheid om daardie dinge met hom te deel. Ons kan in verhouding met hom praat daaroor, juis in tye wat ons nie wil nie. En vriende, in steede van om kort af antwoorde te gee vir ons vriend wat swaar kry, in steede daarvan om net te probeer vinnig gaan na die regte antwoord toe, kan ons stil staan en ons kan ons vriend nooi, ons kan ons eie harte nooi om met God te praat terwyl ons ly, sonder om die pyn of die seer te ignoreer. Dit doen ons deur om te klaag. Die Engelse woord is eintlik bietjie meer bekend, lament is die woord. Ek weet nie of julle al van hierdie woord gehoor het nie. Dis iets wat ons as kultuurchristene nie vreeslik goed in is nie. Dit is iets wat ons, ek dink, Afrikaner kultuur sleg in is om te lament, te kom na die Here toe en te klaag. Wat dit is om na die Here toe te kom, in verhouding met hom, en ons frustrasie te bely aan hom, ons seer en ons pyn vir hom te wys, ons woede selfs te rig op die Here. Ons druk nader in ons verhouding aan hom, ons wys ons harte vir hom, en ons bely ons vertroue op hom, en ons pleit by hom om ons in hierdie situasie van lyding en seer te kom ontmoet. Selfs wanneer ons onseker is. Dit is sy uitnodiging aan ons. Sy uitnodiging is om in ons verwarring, in ons woede, in ons trane, in ons vrae, na hom toe te kom. Nie om weg te hardloop nie. Hier is vir my waar die boek van Psalms inkom. Daar is 150 psalms in ons Bybels. Het jy geweet dat omtrent 65 van daardie psalms is klaagpsalms? Van al die genres van psalms wat daar is, soos lofprysing en danksegging, is die grootste een van daai genres is weeklaag. Wat die worsteling van realiteit en seer probeer in woorde vasvang. As ons glo dat die Bybel God se woord is, dat hy dit vir ons gegee het, en ons sien dat 65 van die 150 psalms wat dit vir ons gegee is, praat oor hartseer, praat oor die seer, dit is verseker dan vir ons gegee, as woorde in tye van groot hartseer, woorde wat ons weer kan terugpraat met die Here God. Dit is wat 'n klaagpsalm doen. Ons het hierdie woordeskat nodig in ons verhouding met die Here Jesus. As ons uit genade deur geloof gered is, hoe kan ons dink dat ons hierdie lewe kan wandel op 'n ander manier? Ons het nog steeds sy genade nodig. Ons het nog steeds sy liefde nodig.
Selfs in daai oomblik het ons Here Jesus Christus nodig, wat medelee het met ons swakheid. En so dit is die eerste punt, ons trek nader aan die Here, ons trek nader aan God. Die tweede ding is, kom ons beweeg ook dan nader aan mekaar. Kom ons beweeg dan nader aan ons vriend wat swaar kry, of as jy self swaar kry, kom ons beweeg nader in gemeenskap in. Jy bevind jouself in daardie posisie op die bankie, saam met jou vriend wat seer en swaar het. Wanneer hy of sy daai swaar kry met jou deel, vat 'n oomblik en oorweeg die voorreg van die oomblik. Vat 'n oomblik en dink na aan die vertroue wat daardie persoon in jou hande geplaas het. Die belangrikheid van wat die verhouding vir die ander persoon beteken om so iets met jou te deel. Jy hoef nie ongemaklik te voel in daai oomblik nie. Jy kan asemhaal. Dit is 'n groot voorreg. Jy hoef nie te hap vir antwoorde nie. Jy kan net daar wees. En dan in daai oomblik, wanneer jy daai perspektief het, draai jy na die persoon toe in hulle lyding. Ons behoort mense te help, nie deur om al hulle vrae te antwoord nie, maar om naby te wees en te luister. Een van die belangrikste lesse wat ons kan leer is, dit is baie beter om geen antwoord te gee vir iemand, eerder as om 'n antwoord te gee wat eintlik net 'n kliseë is. Spreuke 18 vers 13 sê dit vir my baie goed. Lees dit. Wie antwoord voor hy die vraag gehoor het, is dwaas en kom hom in die skande. Soms is die mees Christelike ding wat ons kan doen, is om nie die lyding te verduidelik nie, maar om met iemand in dit te sit, saam met hulle te huil, en saam op die Here te wag. Kom ons wees sensitief vir mekaar se harte, sowel as mekaar se intellek, se kop. Kom ons wees stadig om te praat, en kom ons probeer hulle help op praktiese maniere, soos wat ons oë rig op die Here Jesus Christus. Ek wil graag vir ons opsom wat ons na vandag gekyk het. Die eerste ding is, daar is 'n onbegryplikheid in lyding. Ons kan bloot net nie altyd weet hoekom ons swaar kry nie. Dit is onbehulpsaam om 'n kliseë te probeer gebruik om dit te verduidelik. Tweedens, ons word genooi om onsself in die groter storie te sien. Ons word genooi om onsself in Christus se storie te sien, wat ons anker. Die Christelike geloof bied vir ons die enigste bevredigende antwoord op lyding. Dit gee vir ons hoop en troos in die midde van ons seer. En derdens, daarom kan ons treur. Daarom kan ons hartseer wees, saam met die wat hartseer is. Daarom kan ons bid en vra dat die Here vir ons sal krag gee. Daarom kan ons hoop in die dag wat hy gaan terugkom. Ons kan hoop in Jesus se heerlikheid. Daar gaan 'n dag kom wat ons verlos gaan word, wat ons pyn en ons seer en ons sonde weggeneem gaan word, wat ons Jesus aangesig tot aangesig gaan sien, vriende. Dit gaan 'n wonderlike dag wees. Tot dan wandel ons in hoop en vertrou op die Here Jesus. Laat ek vir ons afsluit deur om terug te gaan na die storie van ons vriend op die bankie en net probeer woorde gee dalk vir jou as voorbeeld vir wat om te sê. In steede om na die kliseë te gryp en te sê alles gebeur met 'n rede, dink dalk om iets van die volgende te sê. Vriend, vriendin, ek is baie jammer om hierdie te hoor. Ek weet nie wat om hiermee te maak nie. Ek is so jammer. Ek weet nie hoekom hierdie ding gebeur het nie. Ek weet God is in beheer. Ek weet hy staan oor dit. Kom ons worstel saam met hierdie ding. Kom ons worstel saam met mekaar. Kom ons kom Sondag weer kerk toe. Kom ons sing oor hierdie dinge. Kom ons hoor wat God se woord te sê het. En voor Sondag, intussen Jesus skouer vir jou om op te huil. As jy wil praat, as jy wil wend,
kom en staan met my in verhouding. Wat van ons gaan vang 'n stappie by Wolwespruit of by Fairy Glen en ons kom net bietjie uit. Dalk kan ons bid oor hierdie dinge en vra dat die Here ons in hierdie dinge sal kom ontmoet. Dalk iets soos dit. Here, kom en ontmoet ons in ons swakheid. Here, ons vertrou op U. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir vanoggend. Here, dankie dat U ons kom ontmoet in ons pyn en ons swaar kry. Dankie dat ons 'n prentjie kan sien van U glorieryke storie. Here, soos wat ons onsself sien in lig van daai storie, kan ons net sê dit is genade. Ons wil vir U so dankie sê dat U ons kom ontmoet. Here, dankie dat U 'n plan het met die seer en die pyn van ons lewens, selfs as ons dit nie kan verstaan nie. Here, dankie dat ons weet wat die eindbestemming is van hierdie dinge. Here, dat U die regverdige regter is. Here, dat U eendag reg en geregtigheid gaan laat skied. En dat U ons sonde gaan wegneem. Here, dat U eendag terug gaan kom, elke traan van ons oë sal afdroog en dat ons sal wandel in aangesig tot aangesig met U en met mekaar. Here, ons wag vir daai dag. Hou ons asseblief in U hand. Beskerm ons. Hou ons veilig. Hou ons oë gerig op U. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.